Goeiedag ouers en leerders. Ek is meneer Kokemoer en vandag gaan ek vir julle wys hoe gaan ons gemengde breuke herlei na onegte breuke en hoe gaan ons onegte breuke herlei na gemengde breuke. Onthou, breuke bestaan uit 3 dele. 'n teller, 'n breuklyn en 'n noemer. Byvoorbeeld, 'n teller, 'n breuklyn en 'n noemer. En dan, onthou julle dat egte breuke, die teller is kleiner as die noemer, maar nou werk ons met onegte breuke. Onegte breuke se teller is groter as die noemer. En ons werk met gemengde breuke. Gemengde breuke bestaan uit 'n heelgetal en 'n breuk. Maar by die gemengde breuke se breuk sal julle sien dat die teller is kleiner as die noemer. Maar kom ons werk eers met die onegte breuke. Kom ek wys vir julle hoe manipuleer ons 'n onegte breuk sodat ons 'n gemengde breuk kan kry. Onthou, 'n gemengde breuk bestaan uit 'n heelgetal en 'n breuk. Wat beteken my antwoord hierso moet 'n heelgetal en 'n breuk hê. So, kom ons begin deur manipulasie. Kom ons manipuleer hierdie breuk. So, hoe manipuleer ons die breuk? Kom ek wys vir jou. Manipuleer die breuk deur om die noemer te gebruik. So, my noemer is 3. So, wat beteken as ek my noemer gaan plus? So, kom ons plus hom. So, 3 plus 3 is 6, plus 3 is 9, plus 3 is 12. Kan ek plus met nog 'n 3? Nee, ek kan nie. Want hoekom? As ek plus met nog 'n 3, gaan dit 15 word. En onthou, my teller is 13. So ek kan nie plus met nog 'n 3 nie. Ek het alreeds 12. So 12 minus 13, of eintlik 13 minus 12, gee vir my plus 1. So, wat beteken 1 is my antwoord en daai 1 is ook die res. So dit is res 1. Maar nou het ons nou eintlik hierdie breuk gemanipuleer. Hoe skryf ons manipulasie in 'n breukvorm? Kom ek wys vir jou. En hierdie finale antwoord is ook hoe sy gemengde breuk lyk. So, kom ons skryf die manipulasie in 'n breuk. So, onthou, ek het gesê hierdie 3's wat ons geplus het, is die 3's wat in 13 ingaan. Wat beteken 3 het 4 keer in 13 ingegaan. So daar is 4 groot heel stukke uit daai 13 uit. Ewe groot stukke. Wat beteken dat daar het 1 oorgebly. So aangesien daar 1 oorgebly het, moet ons hom in 'n breuk skryf. En wat was my noemer gewees? 3. Nou het ek hierdie onegte breuk geherlei na 'n gemengde breuk deur die gebruik van manipulasie. So, as julle weer 'n onegte breuk het en julle moet hom na 'n gemengde breuk toeskryf, manipuleer hom. Gaan plus jou noemers eerste. Wat ook al oorbly is jou res. Die res gaan vir jou aandui dat daar 'n breuk moet wees. As daar nie 'n res is nie, dan hoef jy nie 'n breuk te skryf nie, dan sou jy net 4 geskryf het. Maar nou, omrede hierso 1 oorgebly het, moet ons hom in 'n breuk skryf en nou is hy klaar in 'n gemengde breuk. Maar sê byvoorbeeld, ons het 'n gemengde breuk en ons wil hom herlei na 'n onegte breuk. Kom ek wys vir julle hoe manipuleer ons dit. Ons gebruik 'n reël. Hierdie reël sê vir ons, maal die heelgetal, so jy moet die heelgetal maal met die noemer.
So hierdie 2 gaan jy maal met 7 en die reël sê vir jou die antwoord wat jy hierso kry. Die antwoord is 14. Die antwoord wat jy hier kry, moet jy plus met jou teller. Wat is my teller? My teller is 1. Wat beteken 14 plus 1? En dan 14 plus 1 gee vir my 15. Dit is 'n kort opsomming van die manipulasie van die gemengde breek. Maar hoe skryf ons nou hierdie manipulasie as die finale antwoord? So, kom ek wys vir jou hoe skryf ons die manipulasie as die finale antwoord. My finale antwoord het ek hier gesê 15. Wat beteken by die gemengde breek? Was dit eintlik dat 15 gaan 7 gaan in 15 in 2 keer en daar was 'n res gewees. Maar hoe gaan ons nou daai onegte breek skryf? So, jy vat daai 15 en jy skryf hom in 'n breek en wat was my noemer hierbo gewees? 7. Wat beteken die onegte breek van hierdie gemengde breek is 15 op 7 en my gemengde breek was eintlik 2 as 'n heel getal 7 en 1 op 7. Wat beteken sy onegte breek is 15 op 7. En as jy hom sou geherlei het, sou jy gesien het dat 7 gaan in 15 in 2 keer, daar's 'n res 1 op 7. Sien julle hoe maklik is dit om 'n onegte breek na 'n gemengde breek toe te herlei? En sien julle hoe maklik is dit om 'n gemengde breek na 'n onegte breek toe te herlei? As julle huiswerk het en die huiswerk vra vir julle om onegte breuke na gemengde breuke toe te herlei, gebruik hierdie stap. Gebruik jou noemer om te plus en wat ook al oorbly, dui vir jou aan, daar is 'n breek. En as jou huiswerk vir julle vra of julle leerwerk vir julle vra, julle moet 'n gemengde breek na 'n onegte breek toe herlei, onthou net dat met deur manipulasie dat ons 'n reël het. En hierdie reël sê vir ons dat die finale produk of antwoord in 'n breek moet wees. En die breek moet ook nie 'n heel getal hê nie. Mensies in graad 4 tot 6, ek gaan vir julle vereers groet, sien tot 'n volgende keer. Totsiens.